is my so lekker om vanoggend of vandag weer saam met jou te kuier waar ons groot moment in die Christelike kalender vier wat ons noem Hemelvaart. En dit is die dag wat ons vier dat Jesus terug hemel toe gegaan het. En dankie dat jy tyd maak vandag om net vir 'n oomblik stil te raak en regtig die impak van hierdie moment net vas te vang weer in my en jou lewe, want dit is nie net nog 'n dag nie. Dit is nie net nog 'n tradisie wat ons vier of wat ons na kyk en dis nou 'n oulike dingetjie en almal kom by mekaar en by die skool is iemand gou besig om 'n boodskapie te gee nie. Nee, hierdie is in die geskiedenis van ons geloof en in die geskiedenis van die mensdom glo ek dat hierdie dag bitter belangrik is. So ek is so bly. Jy kuier vandag saam met my. Ek sit hier so, dit is lekker koud. Ek sit hier by 'n lekker kaggelvuurtjie. Dit is so lekker. My vrou verjaar vandag. So ons gaan na hierdie uitsending gaan ek al bietjie vat vir 'n breakfast en ons gaan lekker celebrate. So dit is vir ons 'n celebration van Jesus en dit is ook 'n vier van my vrou se verjaarsdag. Gadiel, ek is so lief vir jou. Baie geluk met jou verjaarsdag. Jy is die persoon wat agter my kom staan en sê, Lian, ek glo in jou. Nou, enige man, as daar 'n vrou by hom is en agter hom is wat sê, ek glo in dit wat die Here in jou geplaas het, daar's net niks is dit nie. Jy sal berge verskuif, jy sal doen wat nodig is, jy sal jou elmbogies en jou handjies werk tot daar niks oor is nie. Maar daar's iemand wat vir jou lief is. So Gadiel, dankie dat jy in my glo. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons as Kaleio Kerk is vir jou ongelooflik lief. Dankie vir al die insette wat jy ook daar bied. Maar kom ons skuif na Hemelvaart toe en ek wil vir 'n oomblik net dat ons saam bid vanoggend. Dankie Here, dat ons net vir 'n oomblik kan stil raak en herdenk, onthou, herinner wat op daardie dag gebeur het toe U terug is na die Vader toe. Here, mag U vandag net weer vir ons kom sê wat dit in die volheid beteken vir my en die persoon wat hierna kyk vandag, persone, dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam en wil nie saam met my net sê, Amen. Wat vir my so interessant is dat voor Hemelvaart of tussen Jesus se opstanding en Hemelvaart was daar 40 dae. Nou, hierdie is vir my baie belangrik, dat ons vandag vir mekaar sê, dat Jesus het nie net opgestaan en hy was 'n paar daggies daar met 'n paar mensies gesels nie, nee, 40 dae het hy rondgeloop, het hy saam met mense geëet, het hy saam met mense gekuier, het hy mense bedien, het hy mense vertel van die goeie nuus en dit wat nou gebeur het, en so, ek weet nie van jou nie, maar net hierdie 40 dae is vir my genoeg bewys dat Jesus 'n werklikheid is. Die ding is, as hy net opgestaan het en toe weggegaan het, dan sal dit 'n fabel gewees het, dit sou mite gewees het. Ek meen, daar's soveel goed wat net nie sou sin maak nie, maar Jesus is nie net 'n paar daggies na sy dood hierson nie, hy's 40 dae. Dit is meer as genoeg tyd. En Jesus het geweet dat ons gaan vandag 2000 jaar na hierdie moment terugkyk en net daai 40 dae bewys dat hy 'n werklike mens was, dat hy werklik God was en dat hy 'n boodskap en 'n moment gebring het wat die geskiedenis van die mensdom vir ewig verander het. En hierso is die boodskap, kom ons sê in a nutshell. Ek en jy was geestelik dood. Ons sou vir ewig verwyder gewees het van die liefdevolle Vader. Jesus kom sterf aan die kruis, hy kom staan op uit die dood en vir wie ook al nou in hom glo en die geskenk van genade ontvang, daar gebeur 'n baie mooi ding.
ons gees het weer lewendig geword. En dit beteken dat ons in ewigheid saam met Jesus in verhouding kan wees. Maar dit stop nie net daar nie. Dit stop nie net by dat ons weer lewendig geword het nie. Nee, hemelvaart is 'n moment wat 'n transisie kom kommunikeer. Jesus kom sê hierdie woorde en hy sê, net voordat hy hemel toe gaan, dan sê hy vir die disippels rondom hy sê, ouens, dis beter dat ek gaan. Dis beter dat ek julle agterlos. En die disippels op daai stadium verstaan dit nie. Sê Jesus, jy kan nie nou weggaan nie. Here, jy kan ons nie nou los nie. Here, verstaan jy as jy ons nou los? Verstaan jy wat met ons gaan gebeur? Verstaan jy die mense wat so oë op ons is? Verstaan jy dat ons lewens in gevaar is? Here, jy kan my nie nou los nie. Was jy al daar dalk in jou lewe? Waar jy gevoel het, Here, jy kan my nie nou los nie. Here, U is al wat ek het. U is al wat vir my sekerheid bring vir die toekoms. U is die een. U kan my nie nou los nie. Die disippels was op daai plek en Jesus sê, nee, dis beter dat ek gaan, en dit was vir 2 baie groot redes. Die eerste groot rede wat ek vir jou wil sê vandag is, as Jesus nie teruggegaan het hemel toe nie, sou ek en jy nie ons volle potensiaal en kapasiteit kon bereik nie. Die ware goddelike kapasiteit. Jy sien, Jesus het nodig gehad dat hy nie net fisies by ons is nie, maar dat deur sy teruggaan na die hemel toe, dan sê hy, dis beter dat ek gaan, want dan kan ek vir julle die beter een stuur, die een wat anders funksioneer, die woord praat van die Parakletos, die Heilige Gees, ek kan my eie gees vir julle stuur, dan is ek nie net meer fisies by julle nie, ek is in my volheid in julle. Ek hoop jy hoor hierdie vandag. Jy sien, dat Jesus se teruggaan hemel toe, het die deur oopgemaak, dat ons nie net gered is nie, maar dit het die deur oopgemaak, dat sy gees in ons kom woon. Jy sien, dit is soos iemand wat afhanklik is heeltyd van iets anders, né? Soos iemand wat nog nie 'n karlisensie het nie. Jy het die potensiaal om onafhanklik te wees. Jy het die potensiaal om rond te kan ry en jou eie ding te kan doen, maar omdat jy nog nie die lisensie het nie, omdat jy nog nie daai kaartjie het nie, nou is jy heeltyd afhanklik van iemand anders om jou te kry waar jy is. En weet jy wat? Jong mense, die dag toe ek my lisensie kry. Ja, kyk, ek kon nie wag nie. Die dag toe ek kan self rondry, die dag toe ek kan gaan ontdek en sommer net in die kar klim en iewers heen ry en gaan ontdek, was dit 'n totale transformasie in my lewe. Nou, dis net iets van 'n metafoor wat ek wil gebruik rondom hoe die Heilige Gees funksioneer. Is dat jy kan gered wees, jy kan hemel toe gaan, maar something is missing. Het jy al dit in jou lewe gevoel? Jy weet jy gaan hemel toe, jy weet Jesus het vir jou sondes gesterf, maar something is missing. Nou ek wil vir jou sê, partykeer is dit die krag van die Heilige Gees. Jy sien, Jesus sê, dit is beter dat ek gaan, sodat die Heilige Gees kan kom, die vertrooster, die raadgewer, en dat hy sal vir julle krag gee. En so die disippels het dit nie op daai stadium verstaan nie. Hulle het gevoel soos weeskinders. Hulle het gevoel soos, Here, U laat ons nou hier agter, U kan ons nie nou los nie. Het jy al soos 'n weeskind gevoel? Niemand kyk uit vir jou nie. Jy sien, dis nie die waarheid van die evangelie nie. Kan ek net so 'n bietjie teologies net vir 'n oomblik met jou gesels? Die wet, die Ou Testament,
Dit was die een wat ons eintlik soos weeskinders laat voel het, want hy is die een wat eintlik net toesig gehou het vir ons tot Jesus gekom het. Dit was net 'n voog, dit was nie 'n ouer of 'n vader nie. Die wet was net daar om vir ons te wys, ons het eintlik 'n vader nodig, ons het eintlik 'n redder nodig. Dis nie wie ons is nie. Ons het 'n biologiese geestelike pa. En wanneer sy seun kom en ons kom haal, dan ontdek ons wie ons werklik is. En so die eerste rede is dat die oomblik wat jy die Heilige Gees ontvang, is jy dan in die posisie om jou roeping en jou volle kapasiteit reg uit te leef. En die tweede rede is die uitstorting van die Heilige Gees, want dan is dit Jesus nie net meer om ons of by ons nie, dit is Jesus in ons. Ek wil hierdie boodskap land net deur jou te bedien en vir jou te sê, ek weet nie waar jy vandag is nie. Ek weet nie waar deur jy stoei nie. Ek wil nie net inligting vandag vir jou gee nie. Ons is besig om in 'n winterseisoen in te gaan, soos ek laasweek genoem het. En 'n winterseisoen is stadiger en 'n mens word gekonfronteer met alles wat nie noodwendig reg loop in jou lewe nie. Ek wil jou vandag bedien, die persoon wat sê, daar's 'n paar goed wat nodig het om te verander in my lewe. Nou het ek vir jou goeie nuus. Jy sien, Jesus het jou nie verlaat nie. Hy is terug na sy Vader toe en daar leer Hebreërs vir ons dat die boek van Hebreërs sê dat daar is hy besig om die middelaar vir ons te wees, die priester wat konstant vir ons bid, die een wat vir ons intree. Ons lewe is weggesteek in hom. Hy is besig om vir ons plek voor te berei. Daar waar hy nou is, maar sy Gees. Sy Heilige Gees het nou kom woning maak binne in jou. Jy wat stoei, jy wat sukkel, jy wat verlang, jy wat vol angs is, jy wat depressie beleef, jy wat nie meer moed vir die lewe beleef nie, jy. Sy Gees is in jou. As jy geglo het dat Jesus Christus die Seun van God het en dat hy in jou plek gesterf, dan het sy Gees kom woning maak binne in jou. So kan ek jou bedien vir 'n oomblik. Here, ek kom bid vir persone vandag wat sê, ek dink ek bevind myself in 'n winterseisoen, ek voel so 'n bietjie alleen, ek voel so 'n bietjie, ek weet nie wat vir my gaan word nie, ek is emosioneel moeg en op. Daar's net te veel goed wat my aandag verg, ek het nie energie nie, ek voel so 'n bietjie op die brink van uitbranding. Here, dankie dat U in ons is. Here, ek kom bid vir daai persone. En ek kom verklaar dat die Heilige Gees jou nie sal verlaat nie, maar die teenoorgestelde, dat hy jou in hierdie winterseisoen sal navigeer na elke area wat nodig het om te verander, elke area waar jy moet leuns aanspreek en die waarheid moet hoor. Dankie Here daarvoor, dat U ons vertrooster is, ons raadgewer en die een wat vir ons krag gee. Dankie Here daarvoor. Ek bid dit in Jesus naam. Kom ons bly net in hierdie moment. Kan ek vir jou sê dat daar's iets wat besig is om my hart 'n vuur aan te steek, en dit gaan oor hierdie woordjie, ons het krag ontvang. Suid-Afrika is op 'n bitter interessante plek, en ons sien goed gebeur in die globale wêreld. Laasweek het Trump en Ramaphosa het hulle 'n vergadering gehad en daar het klomp goed gebeur. Maar kan ek vir jou sê, die transformasie in Suid-Afrika gaan nie deur government alleen gebeur nie. Kan nie. Die transformasie in Suid-Afrika gaan gebeur wanneer ek en jy besef dat die Gees van God in ons is. En dat ons 'n roeping het, 'n kaleo roeping. Kaleo beteken 'n spesifieke roeping. En ek wil net hê dat jy saam bid, dat die Here vir ons guns gee as 'n kerk, en hy's klaar besig,
om ver meer as wat ons kan dink of droom, 'n impak geestelik kan hê in ons land. Jy sien, ek wil hê jy moet hierdie hoor, alles is eers geestelik voor dit fisies is. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen alles geestelik wat hierdie land wil vernietig. En ek wil vir jou sê, wanneer ons geestelike autoriteit vat oor ons land, gaan ons begin vrug sien. As elke persoon net besef dat ons is deel van 'n liggaam, ons is deel van 'n kerk, en die kerk is op enige gegeewe oomblik, is hy die sterkste organisasie in die wêreld. Wat sê ek hiermee? 'n Kerk sit met prokureurs, ingenieurs, onderwysers, pastore, dokters, met ongelooflike skill, hande krag, manne krag. En as ons net die stukkie voor ons eie muur bou, as ons die stukkie net voor ons eie plek bou, as ons net daar begin funksioneer, elke persoon in sy spasie, hoor wat ek vandag vir jou sê, transformeer ons Suid-Afrika binne 10 jaar. Binne 10 jaar glo ek dat ons een van die voorste ekonomieë in die wêreld kan wees. Party ons gesê, jy is mal, jy is agter, dit is net sommer, wat sê jy, dis okay, jy hoef nie te verstaan nie. Ek sê, as die Gees van God binne in jou leef, is daar 'n krag wat, as ons net so 'n stukkie geloof bring, as ons net so 'n stukkie saad bring, en sê, Here, ek dink, ek wil hierdie aanpak, ek dink dis my roeping, en die Here vat daai ding en hy vermenigvuldig dit. Is jy en jou kinders okay oor 10 jaar? Ek hoop iets van hierdie leef in jou hart. Ek bless jou. Here, U is terug na die Vader toe, maar U het ons nie gelos nie. U het U Gees, U krag, U volheid vir ons gestuur, sodat ons dit kan uitleef en transformasie gaan bring. En ek het vir jou sê, ek is so lief vir jou.